Hallo, baie welkom by hierdie video. My naam is Dani Matthee en vandag gesels ek oor die 7 keer wat Jesus gepraat het aan die kruis van Golgotha. En baie belangrik, wat daardie woorde van Jesus vir ons beteken. Maar voor ek begin, wil ek jou uitnooi om asseblief die video te like, dit te share, en as jy nog nie gesubscribe het nie, subscribe asseblief, en as jy nog nie 'n member is nie, oorweeg dit gerus om 'n member te word. Maar kom ek begin met die 7 kruiswoorde van Jesus. Die heel eerste keer wat Jesus aan die kruis van Golgotha praat, dan sê hy hierdie woorde. En dit het my elke keer wat ek dit moes speel, want ek het al 'n hele klompie kere in my lewe die rol van Christus moes vertolk. En elke keer as ek daardie woorde moet sê, dan gryp dit my aan die hart. Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar nou moet jy onthou wat die omstandighede is, né? Jesus is gevange geneem, hy is verhoor en hy is gegeesel. Sy liggaam is stikkend geslaan en dan word hy aan 'n kruis gespyker. En daar aan die kruis, terwyl hy daar hang en sukkel om asem te haal, is soldate besig om te dobbel oor sy klere. Skrifgeleerdes en die ander omstanders is besig om hom te spot, op hom te spoeg. En dan wat doen hy? Hy praat en hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoe kan hy dit regkry? Maar hy demonstreer daardeur wie hy is, dat hy regtig God is, en hy demonstreer iets van God se hart vir ons. Want toe Jesus se disippels vir hom gevra het, Here, leer ons bid, toe sê hy vir hulle, die Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, en hy gaan in en hy kom by die bede wat sê, vergewe my sonde, soos wat ek die vergewe wat teen my oortree. Vergewe my skuld, soos wat ek my skuldenaars vergewe. En hier aan die kruis demonstreer Jesus dit. Hy het ook vir sy disippels gesê, jy moet jou vyande lief hê. Bid vir die wat jou vervolg, en hy demonstreer dit aan die kruis. Hy maak dit prakties. Hy bid vir die mense wat besig is om hom te kruisig. Hierdie woorde, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, kom uit Lukas 23 vers 34, en is 'n vervulling van die profesie van Jesaja 53, waar Jesaja sê, dit is die Messias, sal die skuld, die sonde van baie op hom neem. En dis wat Jesus gedoen het aan die kruis. Hy het die sonde van die mense wat hom gekruisig het, hy het die sonde van die mensdom op hom geneem. En daarom bid hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit het vir jou en vir my ongelooflike betekenis. Dit sê vir ons, daar is vergifnis by God. God het 'n hart wat wil vergewe. As jy vandag sit en jy kyk na hierdie video en jy weet jou lewe is 'n gemors, jy weet jy droog gemaak en jy kan nie dink hoe God jou kan vergewe nie. Weet dan, God kan en God wil jou ook vergewe. Roep na hom, sê Here, vergewe my sondes, vergewe my, bely jou sonde voor die Here, want vergifnis is tot jou beskikking. Roep die Here aan, roep na sy naam, die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus. En dan ook, vra hierdie bede, hierdie gebed van Jesus, dat ons wat Jesus volg, bereid moet wees om te vergewe. Is daar dalk iemand in jou lewe vandag, wat jy nie kan verdra nie? Iemand wat jou seer gemaak het, iemand teenoor wie jy 'n wrok selfs koester, dan wil die Here hê jy moet daardie persoon vrylaat. Maak die deur oop, sluit die slot oop, sodat jy kan vergewe, soos wat Christus ons geleer het, ons gewys het, vir ons gedemonstreer het aan die kruis. Ons kan vergewe, want ons is kinders van die lewende God. Dit was die eerste keer wat Jesus aan die kruis gepraat het, maar die tweede keer wat hy praat hy met een van sy medegekruisigdes, en hy sê vir hom, hy sê, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ja, Jesus is nie alleen gekruisig nie, saam met hom was daar 2 ander, hulle was kriminele, hulle het die straf ontvang wat hulle verdien het, hulle was moordenaars. En dan kom die een beskuldigde, die een gekruisigde, en hy sê vir Jesus, hy spot met Jesus, en hy roep na hom, en hy sê vir hom, as jy regtig die Christus is, red jouself en red vir ons ook. En dan kom die ander gekruisigde, en hy kom tot inkeer, en hy praat met hierdie gekruisigde wat Jesus spot, en hy sê vir hom, hoe kan jy dit sê? Ons hang hier regverdiglik. Ons verdien die straf wat ons kry. Maar hy, Jesus, het niks verkeerd gedoen nie. En dan draai hy na Jesus en hy sê vir Jesus,
Dink aan my Here. Hy erken Jesus is sy Here. Hy sê, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus se antwoord, verstom hom en verstom die mense wat daar staan, want Jesus sê voorwaar, en dit kom van die Griekse woord amen, dit beteken beslis, dit is so, kom ek sê vir jou hoe dit gaan wees, hoe dit is. Hy sê voorwaar, ek sê vir jou, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Want vergifnis is beskikbaar selfs vir 'n moordenaar aan 'n kruis. Ons kan vandag weet, die hemel is 'n werklikheid. Ons kan vandag weet, ons wat aan Jesus Christus behoort, ons gaan die ewigheid saam met Jesus deurbring. Want hy sê vir 'n veroordeelde aan die kruis, voorwaar, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. En ons kan ook weet, dat ons nie ons verlossing kan verdien nie. Hierdie man het aan die kruis gehang, hy kon niks doen om God te beïndruk nie, hy kon niks doen om dit wat hy in sy lewe verkeerd gedoen het reg te stel nie. Al wat hy kon doen is om na God toe te roep, om na Jesus te roep en vir hom te smeek, vergewe my, dink aan my. En God doen dit, want redding is 'n geskenk wat God vir ons gee, sonder dat ons dit verdien. Ons verdien die dood, soos daardie man wat aan die kruis hang, as gevolg van ons sondes. Maar God kom ryk uit na ons in Jesus Christus aan die kruis. En hy sê voorwaar, ek verseker jou, vandag gaan jy saam met my in die paradys wees. Jesus sê nie vir hom, jy gaan eendag dalk saam met my in die paradys wees nie. Nee, ek verseker jou vandag, want redding is nie 'n pie in the sky when you die nie. Redding is nou tot jou beskikking. Jy kan nou vandag, terwyl jy nou na hierdie video kyk, kan jy uitroep na die Here en sê, Here, wees hierdie sondaar genadig. Wees my genadig. Bely jou sonde vandag nog voor die Here en ontvang sy redding. Dis 'n geskenk wat hy kom uitdeel. En dit sê die woorde van Jesus vir die misdadiger aan die kruis. Voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit bring my by Johannes 19 vers 26 en 27 waar Jesus met sy ma en met sy geliefde disipel Johannes praat, want die derde kruiswoord van Jesus is, vrou, daar is jou seun. Seun, daar is jou moeder. En nou mag dit vir ons klink, vrou is so 'n onpersoonlike aanspreekvorm, maar dit wat Jesus daar sê, is eintlik 'n term of endearment. Dit is 'n titel wat gebruik word vir iemand wat jy baie respekteer, vir iemand van wie jy baie hou, en daarom sê hy vir sy ma, vrou, daar is jou seun, seun, daar is jou moeder. En daardeur kom koppel Jesus sy ma aan sy geliefde disipel, want hy wil seker maak dat daar vir sy ma gesorg word as hy nie meer daar is nie. En Jesus wys daardeur dat God in ons behoeftes belangstel, dat God ons behoeftes ken, hy weet wat ons nodig het. Dit herinner my so aan die woorde van Jesus in Matteus 5, waar hy gesê het, moet julle nie bekommerde vra, wat gaan ons eet, en wat gaan ons drink, en wat gaan ons aantrek nie. Nee, kyk na die veld, kyk na die blomme, kyk na die voëls. Hulle saai nie, hulle oes nie, hulle maak nie skure by mekaar nie, maar tog sorg ons hemelse Vader vir hulle. En dan sê Jesus, is julle nie baie meer werd as een van hulle nie? Weet vandag, God ken jou behoeftes, God weet wat jy nodig het. Maar hierdie woorde van Jesus aan sy ma en aan Johannes het nog 'n baie belangrike betekenis, en dit is dat Jesus hulle aan mekaar koppel. Want as jy 'n kind van God is, as jy 'n gelowige is, dan is jy nie alleen in die wêreld nie, dan word jy deel van 'n huisgesin. Al is jy nie bloedfamilie nie, jy's familie in Christus, in Jesus Christus. Jy word, sê Paulus, 'n kind van Abraham deur die geloof. So, raak deel as jy nog nie is nie. Wees deel, wees betrokke by 'n geloofsgemeenskap in jou omgewing, daar waar jy bly, sodat jy jou deel kan doen om ander te help en by te staan, want dit is wat Jesus vir Johannes sê, jy moet vir my ma sorg, jy moet na haar omsien, maar hy sê ook vir sy ma, daar is jou seun, jy het nou 'n nuwe seun om na te kyk, om lief te hê, om te koester, om vooruit te kyk. So God koppel hulle aan mekaar, en daardeur sê God vir ons as gelowiges, is ons aan mekaar gekoppel, is ons deel van sy liggaam, moet ons na mekaar omsien, mekaar bystaan, mekaar lief hê.
Dit bring my by die 4de kruiswoord, waarvan ons in Matteus 27 en Lukas 15 lees. Jesus wat na sy Vader toe uitroep, my God, waarom het U my verlaat? En is 'n vervulling van die profesie van Psalm 22 wat deur Dawid geskryf is. En in Psalm 22, en ek gaan dit nou vir jou lees, hoor jy die woorde van Jesus. Luister net hierna. My God, waarom het U my verlaat? En bly U ver weg as ek om hulp roep? In vers 8 sê hy, almal wat my sien spot my, hulle steek vir my tong uit en knik met voldoening die kop en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry as hy dan so baie van hom hou. Hoor jy die woorde van Jesus aan die kruis en die woorde van Dawid van Psalm 22? Jesus wat uitroep en sê, hoekom het my God my verlaat? Want dit is wat sonde doen. Sonde bring verwydering tussen ons en God. En wanneer Jesus aan die kruis hang en die sonde van die wêreld op hom neerkom, dan word hy verwyder, weggeruk van sy Vader af, sy hemelse Vader. En daarom roep hy uit, hoekom het U my verlaat? En Jesus was bereid om van God verlate te wees, sodat ek en jy nooit van God verlate hoef te wees nie. Nee, ons kan in 'n intieme verhouding met God ons Vader leef, as gevolg van dit wat Jesus vir ons aan die kruis kom doen het, omdat hy bereid was om ons sonde op hom te neem. Daarom moet ons hom daarvoor loof en daarvoor dank. Dankie Here, dat U my sonde, dat U ons sonde op U kom neem. Ek en jy kan weet, Jesus Christus se kruisdood kom versoen ons met God. Daardie skeiding wat jou sonde gebring het tussen jou en God, daai skeiding het Jesus kom oorbrug met sy kruis. En ons kan ook weet, wanneer ons ly, wanneer ons swaar kry, en miskien kry jy vandag swaar, ly jy op hierdie oomblik, dat Jesus jou swaar kry ken, dat Jesus pyn en lyding verstaan. Daarom kan jy jou lyding en jou pyn en jou hartseer na hom toe vat vandag. Kan jy met hom daaroor praat, want hy het begrip daarvoor. Hy verstaan wat jy deurgaan. Hy het dit ook deurgegaan. Hy was aan die kruis van Golgotha, van sy hemelse Vader verwyder, vervreem. Die 5de keer wat Jesus aan die kruis van Golgotha praat, vind ons in Johannes 19 vers 28, waar Jesus sê, ek het dors, en is 'n vervulling van Psalm 69, waar daar staan in die Psalm, toe ek honger was, het hulle my gal of gif aangebied, en toe ek dors was, het hulle my asyn gegee om te drink. En Jesus is fisies dors, sy liggaam is afgebreek, hy het bloed verloor, hy het vloeistof verloor, want hy is gemartel, en hy hang aan die kruis, nadat hy verskriklike trauma deur is, nadat sy liggaam getraumatiseer is, en hy is bitter dors, sy tong sit aan sy verhemelte vas, en in daardie toestand roep hy, en hy sê, ek het dors. En wat doen die mense? Die soldate vat 'n spons, hulle sit dit in suurwyn en in asyn met ander woorde, en hulle hou dit op met 'n stok na sy mond toe om te drink. Daar is 'n paar goed wat uitstaan in hierdie gebeure. En die een is natuurlik die ironie van die saak, dat Jesus wat vir die Samaritaanse vrou gesê het, ek is die lewende water, wie van my drink sal in alle ewigheid nooit dors kry nie, dat hy dors is, juis sodat hy vir ons die lewende water kan gee. En die ander ding wat in hierdie woorde van Jesus uitstaan, is dat Jesus volkome mens is. Hy was nie God wat gelei het nie, ja, hy was God, volkome God, maar hy was ook volkome mens. Die pyn wat hy gevoel het, was die pyn wat ons ook sou voel as ons gekruisig word. Die emosie wat hy gevoel het, was die emosie wat ons ook as mense beleef, want Jesus was waarlik mens, hy was waarlik God. En daarom sê hy, ek het dors. En dit bring ons by die 6de kruiswoord. Een woord wat Jesus sê. Ons lees daarvan in Johannes 19 vers 30. Tetelestai in die Grieks. En dit sê, dit is volbring. Dit is afgehandel. En hierdie woordjie tetelestai is op 2 maniere gebruik in die destydse samelewing. Wanneer die Grieke 'n opdrag ontvang het en jy dit afgehandel het, jou taak is afgehandel, en jy gesê tetelestai, dit is gedoen, dit is klaar gemaak. Of, wanneer jy skuld gehad het, en jy het jou laaste skuld afbetaal, dan het hulle dit geskryf op jou rekening, tetelestai, dit is afgehandel, dit is volbring, dit is betaal. En dit is wat Jesus se kruisdood vir ons kom doen.
Ons skuld is betaal. Jesus het die opdrag wat hy van sy Vader ontvang het, om mens te word, soos ons te word, en in ons plek te sterf vir ons sonde, en ons met God te versoen in die proses, dit het hy afgehandel. En daarom roep hy uit, voordat hy sterf, dan sê hy, dit is volbring. Vader, ek het die taak, die moeilike taak wat u vir my opgedra het, ek het dit afgehandel. Ek het dit voltooi. En daarmee saam skryf Jesus oor jou skuldbrief, oor jou sonde. Dit is betaal. En dan in Lukas 23 vers 46 lees ons Jesus se laaste kruiswoorde. Hy hang aan die kruis en hy roep uit, Vader, in u hande gee ek my gees oor. In u hande gee ek my gees oor. Dis 'n bede van oorgawe, van let go and let God. En dit is iets wat ons elke een moet doen. Ons moet ook ons lewe oorgee aan die Here. Ons moet God ook vertrou, want daardie bede, daardie woorde van Jesus sê, Vader, ek vertrou u met my lewe. Hier is my lewe, ek lê dit af nou voor u. Ek gee dit vir u. En ek weet, u sal my weer oprig. U sal my uit die dood uit laat opstaan. Ons moet dit ook doen. Ons moet ook ons lewe voor die Here aflê. Moenie dat hierdie vandag verbygaan. Moenie dat die son vandag ondergaan voordat jy nie op jou knieë gegaan het en jou lewe voor God afgelê het en alles vir hom gegee het nie. Hierdie woorde is ook toevallig die woorde wat die eerste martelaar van die Christelike geloof, Stefanus, uitgeroep het toe hy gesterf het. In u hande gee ek my gees oor. En dis ook die woorde wat Martin Luther gebid het. Die laaste woorde wat hy gesê het voor hy gesterf het. Martin Luther natuurlik die groot hervormer. Hy het ook gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Maar moenie vandag wag tot jy jou laaste asem uitblaas om hierdie woorde te uiter nie. Sê dit vandag vir die Here. Sê vandag vir die Here, ek gee myself oor aan u, want ek vertrou u met my hele lewe. Ek hoop hierdie 7 kruiswoorde het vir jou sommer baie beteken en mag hierdie Paastyd en hierdie Paasfees jou net nader aan God bring, omdat Jesus Christus die volle prys betaal het, sodat ons met God versoen kan word. Vrede vir jou en onthou om die video te like, onthou om dit te share, onthou om te subscribe en as jy wil vir my dankie sê en as die video vir jou regtig iets beteken het, kan jy ook vir my 'n super thanks stuur deur die knoppie net hier onder die video te druk. En hoe praat ek nou? En dan wil ek jou uitnooi om na hierdie video te kyk. Ek is seker daarvan, jy sal dit geniet. Totsiens.